se kerkraad, ek en Suster Debbie, om eer te kom betuig van haar lewe. Is nie altyd maklik nie. Om die hartseer op julle gesigte te sien is beslis iets wat ons ook raak. Want ons almal is mens. Maar die werk moet gedoen word. Mag hierdie dag vir julle as kinders, familie, roubeklaars, sterkte vanaf God wees, vertroosting wees, maar mag julle dan ook, nie net hartseer wees nie, maar ook troos vind in die wete dat Mami haar lewe in die Here gewy het. Ek staan en dink, ek het so 'n okay, jy moet my nou mooi verstaan, ek is nie 'n digter nie, ek kan nie dig nie, Kevin, maar ek het probeer, ek het so iets saamgeflans, saamgestel, en ek staan in top nou oor, moet ek dit nou doen, of moet ek dit na my diens doen, maar ek gaan dit maar nou aan u voorhou. Ek gaan dit in die beste van my Engels wat ek kan doen, Kelvin. Hierdie Saterdag, die 6de Junie 2026, is 'n bitter dag vir hierdie familie. Dit is nog nie die poem nie. Maar vind julle skuiling net by die Here. Die God wie almal se harte kan sien. Stones of Hope for Auntie Peggy. I call it Stones of Hope. 4 March 1947, from Cholo to 26 May 2026, PE, where she died. Born where Eastern Cape hills meet the sky, Cholo cradled you. March's fourth child, Gwendoline, a name that carried grace, and you wore it well. 79 years, mildly. Your hands knew the weight of love, not stone, until you taught stone how to carry hope. With paint and prayer you made small treasures, each one a promise children could hold on to. Gift packs with sweet treats every year, ribbon and care. But the painted stones, oh, those were you. Rough edges, smooth, bright colors speaking. Child, you matter. God sees you too. You loved your own. And then you loved more. Every child who crossed your gentle path became yours too. No one was a stranger. When Auntie Peggy opened her heart's door to all, Cholo to forever. The road you walked, loving loudly with quiet, faithful hands. Now the shepherd who you taught us about gathers you close, just as his word stands. We keep your stones, Auntie Peggy. Love, we'll pass them on, color and prayer. And every time a child finds hope in their palm, we'll hear your laugh. And we'll know you're there. Rest down, Peggy Gwendoline. Your race is run. Righteousness, the crown of righteousness is yours to keep. And we, the children of your children's hearts, will love you like you loved until we sleep. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Korintiërs 15
vanaf vers 54 tot 57. En dan het ek 'n aanvullende vers wat ek gaan lees, Psalm 27 vers 10. Spesiaal vir die kinders wie 'n ma verloor het. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 54 tot 57. En ek lees vir u, ek hou vir u voor. En wanneer hierdie verganklike liggaam met onverganklike beklee is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Tot sover die woord van die Here uit 1 Korintiërs. En dan gaan ons na Psalms toe. Psalm 27, net versie 10 wat ek aan u wil voorhou. Al sou my vader en my moeder my verlaat, liewe kinders, die Here sal my aanneem. Geseënd is die woord van die Here, en geseënd is die wat wie daarna luister, en dit op sy harttafels lê. Soos ek genoem het, hierdie Saterdagoggend op die 6de Junie 2026 is ons weer by mekaar saam met hierdie familie, hierdie bedroefde kinders en familie, en ons harte is seer saam met julle. Swaar gebroke. In die afgelope dae in hierdie week vanaf die 26ste Mei was daar baie emosies, herinneringe en pyn, die pyn van afskeid. En wanneer ons in hierdie erf is, in hierdie huis by mekaar kom, besef ons hoe groot leemte daar is wat aan die Peggy se heengaan kom los het. Daar is seker mense wat die hart van 'n huis vorm. Daar is sekere mense wat die hart van 'n huis vorm. En dit is moeders, ma's. Hulle is die hartklop van 'n huis. Hulle vorm amper die fondasie van 'n huishouding. Hulle teenwoordigheid bring warmte, hulle stem bring troos in 'n huis. En hulle liefde hou families by mekaar. En wanneer so iemand weggaan, heen gaan, ons verlaat, voel dit asof 'n deel van die huis selfs kom stil word het. Wanneer 'n moeder sterf, verloor ons meer as net 'n mens. Ons verloor iemand wat deel was van die fondasie van ons lewe, van die hele lewe. Die wie moeders al verloor het, ken daardie gevoel. En vanmôre is dit hierdie kinders, hierdie familie se gevoel. Iemand wat ons geken het voordat die wêreld ons geken het. Iemand wat ons lief gehad het, lank voordat ons enige iets kon teruggee. Unselfish love from a mother. Hierdie verlies is besonder diep vir julle as kinders. Besonder diep. 'n Ma is nie net iemand wat geboorte gee aan 'n kind nie. Sy word deel van elke hoofstuk van haar kinders se lewe. Sy was daar by die begin van julle reis, Kelvin. Sy was daar. Sy het saam met julle gehuil en saam met julle gelag. Sy het saam met julle deur moeilike tye gegaan en God gedank vir al die tye in haar en julle se lewe. Of dit nou goed was en of dit nou sleg was, sy het God gedank vir al daai tye. Nie net in tye van goedheid nie.
Daarom is die pyn van vandag so werklik, so eg. Daarom maak dit so seer. En dit is normaal. Haar bed, haar geliefde stoel, haar woonplek is leeg, dit is stil. Die stem wat altyd raad gegee het, is nie meer nie. Die hande wat vertroos het, rus nou. En tog bring God se woord vir ons vandag hoop te midde van julle en ons hartseer. Daar is hoop. Soos ek nou die aand gesê het, donderdag aand. Daar is altyd hoop. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, nie vanuit 'n plek van onkunde oor die pyn van die dood nie, nee. Hy verstaan verlies. Hy verstaan afskeid. Hy ken dit. Maar hy verstaan ook iets wat groter is as die dood. Naamlik die opstanding van Jesus Christus. Daarom kan Paulus uitroep, die dood is verslind in die oorwinning. En wanneer ons vandag so 'n blik gee na Auntie Peggy se lewe, onthou ons nie net haar laaste dae of haar laaste jare of haar tyd in die hospitaal nie. Ons onthou nie net daai tyd nie. Ons onthou 'n lewe wat geleef is. Ons onthou jare van liefde. Opoffering en geloof. Ons onthou 'n vrou wat deur moeilike omstandighede ook gegaan het. Want die lewe is mos nie net maklik vir enige van ons mense nie. Daar is moeilike tye. Die laaste jare van haar lewe was glad nie maklik nie. Haar liggaam het al swakker en swakker geword. Met ouderdom, ja, en ook dan die siekte waarmee sy geworstel het. Pad het soms lank en moeilik gevoel vir haar. Maar ek glo nie sy het elke dag gekla by julle oor dit nie. Daar was dae van pyn, dae van onsekerheid en dae van uitputting. Haar liggaam het by tye in haar oor gepluister, ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Maar deur dit alles het sy aangehou. Baklei teen hierdie siekte, baklei teen die moegheid, baklei teen die swakheid van haar liggaam. Sy het aangehou, vasgehou, soos Jakob wat gestoei het met die man en nie laat los het nie. En gesê, ek sal nie los voordat die Here my nie seën nie. Dit was Auntie Peggy. Sy het aangehou. En weet u, Auntie Peggy het geweet, deur dit alles, sy het dit geweet dat die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Sy het geweet, hy lei haar na waters waar rus is. Ek wil vir julle so kort storie vertel van 'n man, 'n ou Christenman, wat op sy sterfbed gelê het. En sy familie het om sy bed gestaan en gehuil. Hartseer, want hulle sien dat die lewe is besig om te verlaat. Hy kyk hulle liefdevol aan en hy sê vir hulle, moenie vir my huil nie. Ek gaan nie weg nie. Ek gaan huis toe. Die woorde dra iets van die waarheid van die evangelie. Vir die wêreld lyk die dood soos 'n einde. Maar vir die kind van God is dit 'n tuiskoms. Vir Auntie Peggy was 26 Mei 2026 nie bloot die dag van haar afsterwe nie, Kelvin.
Dit was die dag waarop sy deur die poorte van die Vaderhuis gegaan. Dit was die dag waarop sy die Verlosser ontmoet het, wat sy haar lewe lank gedien en liefgehad het. En wanneer ons vanmôre aan die Peggy se name dink, Peggy Gwendoline, dit beteken iets. Ons vind iets besonders wat haar lewe weerspieël in haar name. Die naam Peggy word verbind met Margaret, 'n noemnaam. Maar hy het tot stand gekom as 'n naam. En dit beteken perl van groot waarde. Vir u wie gekyk het na Auntie Peggy, wat is om haar nek? Perl van groot waarde beteken Peggy. En u weet, 'n perl word nie in gemak gevorm nie. 'n Perl word deur tyd, deur druk en volharding gevorm. Jy kry nie sommer 'n perl oral nie. Dit vat tyd, volharding en druk om 'n perl te vorm. So was dit ook met Auntie Peggy. So was haar lewe ook. Haar karakter is nie gevorm deur maklike omstandighede nie, maar deur die jare van geloof, deursettingsvermoë en vertroue op God. Die mense wat haar geken het, sal getuig van haar liefde, haar omgee en haar standvastigheid wat sy gehad het. Sy was inderdaad 'n kosbare perl in die lewens van baie mense. Haar tweede naam, Gwendoline, dra die betekenis van 'n geseënde kring van liefde. Geseënde kring van liefde. Walliese oorkoms, Welsh. Hoe gepas is dit nie vir die lewe wat sy geleef het nie. Sy het haar kinders, haar kleinkinders, haar familie omring met daai kring van liefde. Kring van sorg en omgee het sy rondom haar mense gevorm. Selfs wanneer sy swaar gekry het, het sy steeds oor ander bekommerd gebly. Het sy steeds omgegee vir ander. Wou sy steeds uitreik na ander. Vandag is sy nie meer fisies deel van die kring nie, liewe kinders. Sy het die kring verlaat, maar die liefde wat sy daarin ingebou het, bly bestaan. Dit is ingeweef in julle karakters. Haar invloed leef voort in die harte van julle, haar kinders en haar kleinkinders en die res van haar familie. Haar nalatenskap leef voort in die geloof wat sy voortgeleef het en die waardes wat sy aan julle as haar familie oorgedra het. Vir haar kinders, vir julle, spreek Psalm 27 vers 10 vandag met besondere krag. Wanneer my vader en my moeder my verlaat, dan neem die Here my aan. Is dit nie 'n wonderlike woord nie? Is dit nie 'n wonderlike versekering wat die Here vir jou kom gee deur die woorde van Dawid nie? Dawid verstaan dat hierdie woorde is die erkenning van pyn en verlies. Hy verstaan dat daar 'n dag kom wanneer selfs die mense wat ons die liefste het, 'n ma, 'n pa, van ons eendag weggeneem gaan word. Daar kom 'n dag in ons elkeen se lewe dat diegene wie ons so diep liefhet, ons ma's, ons pa's, van ons weggeneem gaan word. En Dawid verstaan dit al te goed. Maar die vers eindig nie by verlies nie, liewe mense, liewe familie, vriende. Die vers eindig nie daar nie. Dit eindig by God se trou. Die Here sê, wanneer die aardse hande
loslaat, hou my hand, sê die Here, steeds vas. Wanneer die stem van 'n geliefde stil word, bly ek praat deur die woord. Wanneer die moeder se arms nie meer kan vir jou omhels nie, bly my ewige arms om julle. Kinders, kleinkinders, familie, ons weet en ons erken vanmôre julle verlies is groot. Niemand kan die plek van julle ma inneem nie. Of ouma. Maar die God wat haar deur hierdie lewe gedra het, sal ook vir julle dra op hierdie pad wat julle is. Daar sal daar wees wanneer verlange onverwags skielik net kom. Oomblikke wees wanneer 'n lied, 'n geliefkoosde lied speel en herinneringe bring, 'n foto of selfs 'n bekende geur julle harte weer seer laat kry. Jy sal ruik, Mamy se geur is hier naby. Op daardie dae moet julle onthou dat liefde eindig nie by die graf nie. Die herinneringe wat sy in julle harte geplant het, bly voortleef, want dit is reël. Die geloof wat sy aan julle oorgedra het, bly leef. Die liefde wat sy gesaai het, bly leef. En daarom huil julle vandag. Maar julle huil nie sonder hoop nie. Ons huil omdat ons lief gehad het. Ons huil omdat ons gaan mis. Maar ons huil met die vaste wete dat Jesus Christus die dood oorwin het. Die dood het geen mag meer oor die lewe nie. Die dood het die laaste woord, het nie die laaste woord oor aan Peggy se lewe gehad nie. Net Jesus het. Daarom kan Paulus sê, maar God sy dank, want wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. En vanmôre, vandag, op hierdie Saterdag, vertrou ons aan Peggy toe aan die genadige hand van ons God. Ons neem afskeid van haar aardse teenwoordigheid, maar ons vier ook die genade van God, wat haar veilig deur die poort van die ewigheid geneem het. En ons leef met die hoop van die dag wanneer alle gelowiges weer by mekaar sal wees in die teenwoordigheid van die Here. Dat daar waar daar geen pyn, geen siekte, geen afskeid en geen dood meer sal wees nie. Daar sal ons eendag weer herenig. U kan vanmôre, familie, kinders, hierdie woord van die Here vat en dit by u hou op hierdie pad. Want wat die Here beloof het, kom hy na. Want hy sê in die woord, in sy woord, dat in die huis van my Vader is daar baie wonings. En ek gaan om vir julle plek te gaan voorberei. En ek kom weer om julle te kom haal. Dit is een van die beloftes van die Here. Maar jy moet die Here dien. Jy moet die Here ken. Jy moet reg lewe. Jy moet voorbereid wees op die dag wanneer hy kom. Ons ken nie daai dag. Ons ken nie die uur nie. Hy kom weer. En eendag kom hierdie dood aan ons elkeen se deur kom. Is u gereed? Lewe u reg? Het aan die Peggy se dood vir julle as kinders iets beteken? Het haar lewe vir julle gewys hoe om te sterf in die Here? Ons kry nie almal daardie geleentheid om
reg te maak met die Here as jy nog nie reg gemaak het nie. So die tyd is nou. Laat Auntie Peggy se dood nie verniet wees vir ons almal wie vanmôre hier is nie. Ons het nog 'n kans om reg te maak met ons Saligmaker. So wanneer hy sy belofte nakom om ons te kom haal, dan kan ek sê, ek gaan huis toe. Ek gaan huis toe. Mag hierdie woorde vanmôre vir julle bemoedigend wees, kinders van Auntie Peggy, familie van Auntie Peggy. Auntie Audrey, if you can hear me, moenie voel dat die Here het onregverdig opgetree nie. Hoekom dan jou suster en nie jy nie, is die vraag wat dalk sal opkom, omdat ouderdom speel 'n rol hier. Jy is ouer as jou suster, Auntie Audrey. Die Here besluit self wie hy kom haal. Auntie Peggy was gereed om te gaan. Geen pyn meer nie, geen hospitaalbesoeke nie meer nie, geen onsekerheid meer nie. Sy is huis toe. Amen. Sterkte aan elkeen van julle vir die res van die werk wat gedoen mag word. En onthou, die graf, 'n oop graf is nie die einde. Dis wel afskeid wat julle vandag neem, maar dis nie die einde nie. Debbie sal vir ons 'n slotgebed doen asseblief. Here, dis in die môre ure waar dit ons met gebroke harte net. Here, want vanmôre, Here Jesus, wil ons graag heling hê. En wanneer U die Here sê dat ons net na die berg toe kan kom, net na die kruis toe kan kom, om daardie heling te kan kry, wil ons vanmôre, Here, ons oë gefestig hou op daardie kruis, om altyd te kan aanskou waar vandaan ons kom. Dankie Here vanmôre vir U liefde, vir U omgee Here, vir die kruis Here, waar U die Here vir ons gesterf het op die kruis van Golgotha. Dankie Here Jesus dat U die Here in hierdie oggendure vir elkeen kalmte kon bring Here, sodat elkeen met mekaar kan praat en elkeen met mekaar kan verstaan. Here, soms het dinge vir Lee-Ann 'n bietjie nie in plek geval nie, maar Here Jesus, dankie dat U die Here vir haar tot rus kon bring. Vir haar die gedagte gegee dat wat ook al julle beplan is nie in my beplannings nie, maar ek sal dit alles laat geskied soos ek dit wil hê. Alles volgens U wil, Here. Vanmôre kom gee ek elkeen aan U die Here oor. Ek kom vra Here Jesus dat vanmôre hulle net hulle blommetjie gepluk het Here van die ouma en dat U die Here vanmôre vir Auntie Peggy geneem het Here as 'n roostuin waar hulle elkeen kon instap en 'n blommetjie kon pluk wat vir hulle die reuk afgegee het wat hulle baie van hou. Here, en daarom kom ons Here Jesus met daardie gedagtes dat wanneer hulle vanmôre elkeen tevredenheid gekry het in hulle rosie wat hulle gepluk het, Here wil hulle vanmôre net gaan met die wete dat U die Here hulle plek alreeds vooruit uitgeploeg het. Laat U wil Here Jesus in elkeen van hulle se lewe. Laat U die Here vanmôre Here Jesus elkeen van hulle lei. Wanneer daar is, Here, wat ver is vanaf kom, Here, wil U die Here dan vanmôre reisgenade oor hulle lewens uitstort. Here, wil U vanmôre, Here Jesus, nog trek met ons vorentoe, wanneer ons nog steeds, Here, die finale rondes gaan doen. Here, trek nou en bly by ons elkeen. Vertoef saam met ons, Here, droog elke traan, maak vir hulle tevrede in hierdie oggendure. En lei U die Here vir hulle voort. Ons pleit, Here Jesus, dat U die Here vanmôre
nie vir ons dinge sal doen, Here, wat nie by ons sal pas nie, maar vanmôre vir ons sal gee, dat Here, wat U die Here in ons lewens kan. Neem ons elkeen se hand, Here, en lei U die Here vir ons. Vul elke leemte. Maak U die Here se wil aan elkeen bekend, want ons pleit dit in Jesus naam, met soveel dankbaarheid. Amen. Amen. Familie, vriende, ons gaan dan hier volgens hier namaals gaan ons na die kerk die in Palm Drive beweeg en ons vra dat wanneer die draers nader staan, die familie dan net sal staan of die roubeklaar sal staan terwyl die kus na die heers geneem sal word en dan vra ons ook dan u net agter die stoet sal inval wanneer hy vertrek. Dan sal ons daar by die kerk by mekaar kom. Die draers, kan ek net 'n pamfletjie kry asseblief? Die draers nader roep. Baie dankie. Die draers is as volg: from house to house, Melvin Campbell, Leon Kota, Kevin Enkelman, John Phillips, Peggy Loxton, sien jy nog 'n Peggy? Beverly Cunningham, Mersha Kadamay en Valencia Campbell. Jy moet toch nog maar stewig vat, ek sien as manne. Obilaska.
Kemana tuh yang lekam yang Bibi, an order ni.